Dit is die Reine Wynheid. Welkom by hierdie derde episode, eksklusief op RSG se Bekbazaar platform, waar ons fokus op die ryk Suid-Afrikaanse wynkultuur. En as jy enigsins 'n droom in die lewe het, wil jy na vandag se episode luister, want my gas gaan jou inspireer om daai droom te bewaarheid, om daarvoor te veg, om hard daarvoor te werk. 'n Jong seun wat groot raak op 'n wynplaas. Sy ma werk daar en hy sit en dink op 'n jong ouderdom, eendag gaan ek 'n wynplaas koop. Hoe hy dit reg gekry het, is vandag se episode. Jy gaan dalk ook 'n paar trane pik, soos wat ek trane gepik het. Maar eers is dit tyd vir my wyn van die week. Somer lê voor en is tyd vir 'n lekker yskoue rosé. Suid-Afrika maak fantastiese rosés. Ek dink gebalanseerd. Jy weet, ek het al 'n paar Franse rosés geproe, baie mooi en is nie almal so nie, maar party van hulle kan nogal meneere wees. En Suid-Afrikaanse rosés maak my gelukkig. Letterlik. Daar is wonderlike rosés, regtig baie van hulle, so proe deur hulle as jy 'n rosé ondersteuner is. Ek geniet alle tipes wyn, so elke nou en dan drink mense rosé. En jy kry byvoorbeeld Babylon's Toren se rosé. Jogg, hy drink heerlik. Dan kry jy die Vin de Joie van La Motte, daai rosé wat hulle vrygestel het 'n paar jaar gelede. So het ons Doolhof se Exclusive Rosé 2025 nou die dag geproe. Punt nommer 1, een van die mooiste bottels wat jy op 'n tafel wil sit hierdie feestyd. Gaan kyk gerus, die kurkbo is van glas. Hulle noem dit 'n tipe van glass stopper. Jy kan dit hergebruik, jy kan dit herwin en is net regtig baie mooi. Dit is 'n 51 Grenache 49 Syrah versnit van rosé. Die wynmaker Rutger van Wyk het hierdie wyn saamgestel uit die koel klimaat terroir van Limietberg, waar hulle die vol trosse met die hand pluk en dan word daardie trosse heel gepars om daai kleur, hierdie pragtige salmkleur te verleen. Dit word vir 2 dae baie koud gehou en dit is terloops ook die algemene rosé van die jaar vir Tim Atkin en sy Suid-Afrikaanse verslag wat hy vrygestel het. Ek het vir Rutger van Wyk, die wynmaker, gevra om vir ons meer te vertel van hierdie toekenning en die pragtige rosé. Hi, ja, baie excited gewees oor hierdie toekenning van Tim Atkin se rosé van die jaar, hierdie jaar. Ek dink dit dra alles by met hoe uniek Doolhof is in die Kaapse wynlande. Ons is hier in die Limietberge, net onderkant Beinskloof, word omring deur die Limietberge en die Groenberge. En ek dink dit is een van die redes wat hierdie wyn so spesiaal maak. Dit is die, soos die Fransman sê, spesiale terroir wat ons hierso het en eintlik wat die plek spesiaal maak, is die berge wat ons omring, wat basies ons plaas soos 'n amfitheater laat lyk. En dan het ons pragtige grondsoorte wat basies uitgekerf is met graniet, klip en lekker goeie klei samestelling in die grond. Ons het ook 'n lekker rivier wat deur ons plaas hardloop, wat ook 'n afkoelingsmeganisme het op ons druiwe. Hoekom ek dit sê is, dit gee lekker varsheid en suur op die wyn. En dan ook die pragtige warm Wellington son wat ons druiwe so lekker ryk kan maak. Ek dink dit is 'n groot toekenning wat ons hier ontvang het. En dit is 'n bewys dat Doolhof as 'n plaas eintlik groot potensiaal het om wêreldklas wyne te maak en hopelik kan ons daarmee aanstreef. Mense, gaan kyk gerus, jy kan dit nou saam met enigiets drink natuurlik, maar as mense nou dink aan hierdie tyd van die jaar, seekos, hoendertjie, slaaie en kaas, pasta, gaan kyk op hulle webblad as jy bietjie meer wil leer van die wyn. Maar 'n mens dink aan Roos en Turkish Delight, net 'n lieflike wyn, so gaan geniet jouself met hierdie exclusive, hulle spel dit X en dan CLUSIV, rosé, die Limietberg rosé van Doolhof. Gesondheid en geniet hom. Uiteindelik kry ek hom agter 'n mikrofoon. Ek het hom 'n paar jaar gelede ontmoet by 'n funksie, handgeskit en gesê jy moet kom kuier in die ateljee. Toe sê hy wel jy moet by ons kom kuier, maar hy het nou alles wat hulle daai het hiernatoe gebring. Dis Paul Seguka met Klein Goedere se pragtige produk hier voor my. Baie welkom Paul.
Baie dankie Martelies, is lekker om hier by julle te kom kuier. Goeiedag aan jou luisteraars. Ons gaan die volledige portefeulje van Klein Goederust proef vandag en jou storie nou Paul is, ek dink vir enige besigheidspersoon, entrepreneur met 'n droom, 'n fantastiese storie om te luister. Hoe jy besluit het om te doen en waar jy vandag is met die plaas en die agtergrond hier. Maar voordat ons daarby kom ons klink eers 'n glasie. Waarmee gaan ons begin? Ek dink ons sal begin met ons noem dit ons flagship, die Noma Roma. Die wyn is vernoem na my ma, dis ons Bubbles of ons Method Cup Klassiek. Hierdie wyn is gemaak uit 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir. Dit is tans my gunsteling. Vir die rede dat dit is vernoem na my ma, maar ook dat dit 'n baie lekker wyn is. Vertel gou vir ons van jou ma, Noma Roma. Ek het nou baie van haar bietjie dit wat daar beskikbaar is gelees, oral word daar van haar gepraat. Duidelik 'n baie groot inspirasie vir jou gewees. Definitief, my ma het in die vroeë 70s van die Oos-Kaap af Kaap toe gekom. Jammer, ek het hom nou nie so saggies oopgemaak. Mens moet nie. Jammer. Kan ek maar vir ons skink, is dit reg? Asseblief. Sy het vir oor die 30 jaar gewerk op die plaas Becksburg. En sy het gewerk in die MCC-kamer of die Champagne Room, soos wat ons hom genoem het. En dis die tipe wyn wat sy gemaak het vir meer as 30 jaar. En sy is ons inspirasie en ek dra baie lesse van haar elke dag. Ja, Becksburg natuurlik ook ikonies in die wynbedryf. Maar Paul, kom ons praat net gevindig oor die geskiedenis van Klein Goederust. Ja. En dan wil ek vir jou, ek het 'n spesiale stemnota wat ek vir jou wil speel, van iemand wat ons beide ken, wat by jou betrokke is. En daar word net gesê, skep van daai energie van hom, want hy het baie. So, gesondheid heel eerste. Gesondheid. Op die pragtige produk wat ons nou gaan geniet, en hierdie natuurlik, ek meen vir die somer en so aan, dit is die perfekte tyd daarvoor, die Klein Goederust Noma Roma, en dit is hierdie vonkel, dit is hulle Brut 2019 Chardonnay Pinot Noir, 'n pragtige bottelwyn. So ons gaan nou 'n bietjie daarvan hierdie MCC. Hulle sê ons moet nou nie meer praat van Method Cup Klassiek nie, ons moet net sê Cup Klassiek, blykbaar. Ja. Maar vertel vir ons, vat ons bietjie terug in tyd. Ja, ons het vir baie jare, as jy op 'n plaas groot word as kinders van arbeiders, was dit almost expected dat die kinders van plaaswerkers sal die volgende generasie wees van plaaswerkers en hulle kinders. 'n Goeie voorbeeld is Rodney Zimba, wat ons wynmaker en plaasbestuurder is. Sy ouers het op die plaas gewerk, sy ouma en oupa het op die plaas gewerk. Sy oupa grootjie was op dieselfde plaas begrawe. So ons is van intergenerational labor. En my ma het geglo dat dit is belangrik dat ons 'n opvoeding kry, dat ons skool toe gaan, sodat ons kan opsies hê. Sy het geglo dat die idee dat omdat jou ouers plaasarbeiders is, dat jy 'n plaasarbeider dan moet wees, is nie reg nie. Dat mense moet opsies hê. En sy het vasgeglo dat die enigste manier hoe ons dit bereik, is deurdat ons 'n opvoeding kry. Sure. Sy het altyd gesê dat sy het nie weelde nie, sy het nie geld nie, so ek gaan nie veel erf nie, maar die enigste erfporsie wat sy my kan gee, is dit van 'n opvoeding. So vir baie jare het ek hard gewerk om so ver van die plaas af te kom. My ma wou hê ek moet 'n onderwyser word, en gelukkig is my sussie, sy nou 'n onderwyser, so sy het dit daarom gekry. Sjoe, waar sou sy onderwyser? In Klapmuts. In Klapmuts. Daai gaan natuurlik so groot raak. Binnekort is die Parel, Klapmuts en Stellenbosch een dorp. Baie waar. Ek het 'n gevoel dit gaan binnekort gebeur. Die ontwikkeling wat in die area gebeur is ja, it's amazing. Phenomenal. Hierdie wyn, voordat ons verder, ek wens so ek kan van Noma Roma ontmoet het. Ja. Ek vra te vir jou, jammer ek vra, maar is lewe sy nog? Ek sal so graag vir haar ontmoet. Ja, sy's verlede jaar in November oorlede. Ek is bly dat sy kon sien wat ons bereik het met die plaas. En sy was baie trots geweest op wat ons bereik het. Wat was haar gunsteling wyn? Of course, die Bubbles. Definitief alle jare. Ja. So sy was maar
MCC snob, baie gou van broed. Kom ons vertel daai storie asseblief vir die mense. So jy het nou eintlik op Stellenbosch gaan studeer. Daarso het jy besigheid en media gestudeer en toe het jy by Media 24 gewerk, maar jou hele lewe lank sit jy met hierdie gedagte, ek wil 'n wynplaas koop. Ja. Nou dink ek myself is maklik vir die buitelanders om te kom en 'n vinnige plaasie te gryp. Dit kos hulle omtrent niks, Ja. jy weet, in aanhalingstekens. Vir 'n Suid-Afrikaner is dit 'n enorme klomp geld, jy Ja. weet. En daar is groot name wat mense aan kan dink wat dit kan bekostig, maar jy het toe vir 15 jaar gespaar. Vertel vir ons asseblief daai hele proses en daai tyd in jou lewe. Op watter ouderdom het jy besluit jy gaan eendag 'n wynplaas koop? En hoe spaar 'n mens vir 'n wynplaas? So vertel net vir ons hoekom. Ja, ek moet sê dat ons is seker een van die armste plase in Franschhoek. Grond in Franschhoek is baie duur. Jy betaal iets soos 1.5, 2 miljoen rand per hektaar. Maar dis waar ek groot geword het. Op 16 moes ek geld bymekaar sit om te kan studeer, want my ma was 'n plaasarbeider, 'n enkel ouer met 2 kinders. En ek het definitief geweet dat sy sal nooit die geld bymekaar kan sit om vir my universiteit toe te stuur nie. En mens moet ook eerlik wees oor die feit dat plaasskooltjies soos die een waar ek was daar maar baie min kinders wat tot matriek gegaan het. En ek kan hier baie goed noem. Ja, jy moet gaan werk om die familie te ondersteun. Jy moet gaan werk om die familie te ondersteun vanaf 'n jong ouderdom. Ons het nog altyd die legacy van die dopstelsel, jy weet. Maar ek het geglo, my ma het geglo dat haar kinders hulle moet die universiteit toe gaan. Hulle moet 'n regte opvoeding kry wat sy nie gehad het nie. So as dit my verjaarsdag was, kry ek 'n boek. As dit Kersfees Arme al my geskenke het een shape gehad. Almal squares. Jy het goed gedoen op skool, jy kry 'n boek. Ek smal daaroor. Maar my ma was baie seker dat die enigste manier hoe haar kinders 'n beter lewe gaan kry is deur opvoeding. So my eerste job wat ek op naweke en na skool gedoen het, was by die keller op Becksburg, jy weet. En dit is die jaar 1996. Sure. En skielik, jy weet, die land het nou nie, is vry, so jy sien baie meer diversiteit in terme van die mense wat na die tasting room toe kom, of die proeflokaal. En my verhouding met wyn was maar 'n negatiewe ene, want ons kom van 'n stelsel af waar ons die dopstelsel op baie van die plase gehad het, en die effekte daarvan het nog lang by ons gebly. So, Ja, fetale alkoholsindroom. dis vir my Ja. die ergste ene. Ja, die feit van beveg dit nou dan die afgelope tyd, maar ja, dit is 'n verskriklike probleem. Is 'n verskriklike probleem gewees dan. So my verhouding met wyn was maar baie negatiewe ding, jy weet. Maar toe ek begin werk in die proeflokaal, toe verander my verhouding met wyn heeltemal. Want skielik praat ons van terroir. Ons praat van verskillende cultivars. En weet onthou waar die plaaswerkers gewoon het in die laborers cottages, het ons een wyn geken en dit was dit papsak. Mense drink papsak en dit is wyn. En ek dink my pa het ook eintlik maar 'n weergawe daarvan gedruk. Maar ja, nee, ek hoor jou. Dis al wat daar was, ja. So toe ek nou in die proeflokaal begin werk en ek begin leer oor wyn en ek begin leer oor grond. Ek begin leer oor die klimaat en wat 'n effek dit het op die wyn. Was ek totaal en al verlief. En op 16 het ek geweet dat eendag wil ek graag 'n wynplaas hê. Nou dit is 'n 16-jarige se droom. Gewoonlik verander dit toe die oomblik as jy op varsity kom. Dit is interessant dat jy nie gesê het ek wil 'n wynmaker word nie. Meeste van die mense neem daai tree, maar jy het so 10 tree boontoe geneem en gesê ek soek 'n plaas. Ja,
Dis actually die eerste keer wat ek daaraan dink, ek wil nooit 'n wynmaker wees nie. En ek is nie 'n wynmaker nie, dis hoekom ek mense soos François en Johan Viljoenlei het om my te raadpleeg. So ek het nie eers wynmaak gaan studeer nie. Ek het in die besigheid en in die media geswat. Media 24 het vir my die wonderlikste geleenthede gegee. En dis waar ek vir 10 jaar gewerk het. Maar ek het ook baie vinnig besef dat het maak nou nie saak hoeveel goed die bonusse is nie. Om die doel te bereik om 'n plaas te koop, moes ek vir myself begin werk. Ja. So ek het besigheid in Johannesburg opgesit met of course die ondervinding en die netwerke wat ek by Media 24 gekry het. Het dit vir my baie makliker gemaak. En ek het net aangespaar. Ek was gefokus. My skoolhoof op hoërskool, meneer Alexander by Benedino, het altyd gesê jy moet 'n tunnelvisie het. En fokus op waarvoor jy spaar. So ek het gespaar en na 15 jaar het ek genoeg geld gehad om 'n klein plaas te koop. Die idee was altyd om 'n klein plaasie te koop en topwyne te maak. 'n Butiekplaas. 'n Butiekplaas. En Klein Goederes was 'n plaas wat in die mark was vir 8 jaar. Niemand wou hom koop nie. Want die wingerd was siek. Die geboue was, soos hulle sê, dilapidated. Ja, vervalle en daar was klomwerk om te doen. En toe ons die geleentheid kry om die plaas te koop, het ons geweet dat dit gaan baie werk wees. Maar dit is wonderlik om op die land te werk, om met die grond te werk. Paul, ek gaan vir jou vra my oorfone op te sit, want ek wil graag gou vir jou 7 minute insetsel gou vinnig laat luister. En ek vra toe nou, ek gisteraand dink ek myself wag. Ek gaan gou vir François Haasbroek vra. François, want Marius sê vir my, François werk by, ek het dit nie geweet nie. Hy sê toe vir my, hoorie, maar François maak wyn vir die Paul. Ja. En ek vra toe vir François, vertel vir my van Paul en hoe is dit om met hom te werk en daai tipe van ding, so kom ons luister na so 'n stukkie daarvan. Paul en my paai het gekruis totaal en al onverwant tot wyn deur 'n gemeene kennis wat ek en hy deel, professor Marius Ungerer, Stellenbosch Universiteit Besigheidsskool. So dis hoe ons twee mekaar 'n paar jaar terug ontmoet het. En ek dink dit sluit aan by hoe hy doen wat hy doen. En ek wil jy gaan natuurlik die storie baie beter kan vertel en van hom afkry van sy geskiedenis wat 'n redelike merkwaardige geskiedenis is in sy eie reg, van hom op groot raak op 'n plaas en 'n mikpunt hê van hom eendag 'n plaas van sy eie te wil hê en dit reg te kry. Maar wat ek bedoel met die algemene faktor van hoe hy goed doen is hy besef wat sy beperkings is en ek stel dit nou in die absoluut die beste manier moontlik. En wat hy dan doen, dan omring hy homself met mense of nader mense wat hy glo het die kennis en die ervaring wat hy heel moontlik na op soek is om daai gapings in te vul. En meer belangrik is dit, hy's oop om na kritiek te luister en oop om na nuwe gedagtes te luister sonder om antagonisties te wees daaroor of te voel dis aanvallend of want dis uit sy eie keuse uit laat hy verkies om omring te wees met mense wat heel moontlike bydrae kan lewer in velde en ekspertise waarna hy heel moontlik nie so goed is nie, want sy agtergrond is natuurlik meer in die bemarkingskant van goeders waarna hy briljant is, so daar staan hy 100% op sy eie reg. So ek dink dis die groot ding wat ek baie vinnig opgetel het van Paul is sy ambisies is om goed reg te doen. En ek wil nie die woord perfek gebruik nie, maar daar is nie so iets soos perfek nie. Ek wil that's in the eye of a beholder. Maar om het op 'n vlak te hê dat daar nie regtig kritiek teen dit gegee kan word van daar's hoeke gesny en daar's kort paadjies gevat en
daar's 'n quick fix of 'n easy fix nagestreef net om 'n pleister te plak nie. Jy kan sien in die manier hoe hulle boer, hulle wingerde is nou nog in terme van wingerdwêreld nog bloedjonk. Ek is nou in 'n gelukkige posisie gewees om die laaste 2 jaar al hulle drywe onder my dak in te neem en te help met die wynmaak saam met Rodney en sy span wat by die boerdery deel doen. En vir wingerde wat so jonk is die kwaliteit wat ons al klaar kon gekry het uit goed soos die Shiraz en die Durif fenomenaal. Die Chenin hierdie jaar was uitstekend geweest. Die Chardonnay dink ek gaan ons binnekort regkry, ons moet die rypheidsvlak probeer uitwerk. Maar dit kom neer op geduld. Daar's geen haas om te sê, luister, ons sal 'n ding in die bottel sit net omdat die rand en sent sin maak om dit in die bottel te kry en ons hulle mark daarvoor kry nie. As die wyn nie op standaard is nie, en dis 'n redelike hoë standaard, dan word dit of eenvoudig nie geboteleer nie, of dit word nie vrygestel nie. En dis nie net die wyne wat ek in die laaste 2 jaar van gemaak het nie, maar wyne wat van tevore by derde partye ook gemaak is voor hulle wingerde op lyn was. So dis partykeer maar duur lesse, as dit nie 'n les kan noem, maar dis nie regtig 'n les nie, maar duur ondervindings om op te doen, maar dis die regte besluit wat geneem word om 'n vaste fondasie te hê waarop hulle handelsmerk gebaseer is, en dit is vir kwaliteit en uitnemendheid. So ek haal my hoed af vir hom in daai verband, want dis nie aldag maklik om in hierdie bedryf daai besluite te neem nie, want dit voel maar partykeer soos 'n bodemlose put van geld wat jy net ingooi. Maar natuurlik het 'n baie langer geskiedenis en 'n ambisie vir wat hy doen as net om 'n plaas te kry wat, kom ons noem dit, of 'n ego-projek is, of 'n projek is waarin hy dink hy miljoene gaan maak. So ek dink dis pol in 'n neutedop. Ek bedoel, jy kan nie regtig sê hy's 'n glas half vol mens nie, hy's meer 'n glas 3/4 vol mens. Sy positiwiteit en hy straal energie. Ek wens ek het van daai energie partykeer gehad dat hy het. Dit bring energie in die mense wat rondom hom is ook, om hulle beste na die tafel toe te bring. So ja, ek is gelukkig ons paaie het gekruis. Waar die pad vorentoe is, het ek geen idee nie, maar dit maak nie regtig 'n verskil nie. Ek is baie gelukkig geweest om tot dusver saam met hulle hierdie paadjie te stap. Hulle kelder is natuurlik, ek dink 90% staande, en dis 'n nuwe hoofstuk vir hulle om nou hulle drywe fisies onder hulle eie dak te kan inbring, wat baie opwindend vir hulle is. Wonderlike projek, wonderlike mense, wonderlike storie, maar dit is nie net 'n storie vir storie nie, dit is sy lewensverhaal. It just happens to be an amazing story at the same time. Ja, dit in 'n neutdop, geniet jou gesprek met hom. Soak up some of the energy while he's there. He's got some to spare, in my opinion. Dit is wynmaker Francois Haasbroek wat natuurlik sy eie wynreeks ook het wat daarso praat. Hoe mooi, Paul, ek kry so wat trane in my oog. Wat is jou reaksie op Francois se woorde? Ek ook. Francois, wonderlike persoon. Die ondersteuning, die liefde is vir my net onbeskryfbaar. Die ondersteuning van boere wat in die vallei boere orals, net mense wat graag ander mense wil sien suksesvol word. Ek is baie dankbaar vir mense soos Francois. Jy weet, waar begin ek, waar eindig ek? Mense soos Harry Loubser, my ma het onder Harry gewerk. Harry was die wynmaker dan, baie jare gelede toe ek nog 'n laaitie was op die plaas. En eendag is ons op die land, ek en Rodney nou net die plaas gekoop, en hy ry verby en hy draai om en sê, ek het gedink, ek sien vir julle hier op die land, wat maak julle hier? En ons sê van, kyk, ons het die plaas gekoop,
ons wil wyn maak en hy sê wel, as jy enigiets nodig het, gee my lykie en Hadi is nou nog saam met ons. Johan Viljoen, viticulturist of par excellence. Help ons op die land, mense soos ons bure, Hein Kugelenberg en sy familie, Dominee Johan van Rensburg reg oor ons bure. Jy weet, ja, the list is endless. Ja. Dis 'n wanpersepsie, jy weet wat sê dat gevestigde boere wil nie die swart opkomende boere sien sukses behaal nie, en dis bog. Al die boere wat ek nou al ontmoet het, sê, wat het jy nodig? Hoe kan ons help? Ja. En as dit nie was vir mense soos François, Hadi Loubser, Johan Viljoen, Dominee van Rensburg en so aan, dan sou ons die sukses behaal het wat ons tans het nie. Maar die Suid-Afrikaanse wynliefhebbers, jy weet, mense wat net sê, jy weet, ek het te berig oor julle gelees en ek is hier om te sê, well done, and you've got my support. Paul, daar is 'n ding wat ek wil vra voor ons kom by die Shannon. Ja. Maar, jy weet, ek vergelyk dit so bietjie met die era waar daar heeltyd gesê is, jy weet, hier is nog 'n vroue wynmaker, is nog 'n nuwe vroue wynmaker. Ons het 'n periode van tyd gewees dat daar baie min vroue wynmakers was. Ja. En ons het omtrent 'n onderhoud gedoen met elke liewe nuwe vroue wynmaker, want dit was so skaars, jy weet. Ja. En jy dra nou hierdie titel en dit voel vir my nogal na, aan die een kant is dit fantasties, aan die ander kant is dit nogal 'n swaar titel om te dra as die, soos ek nou verstaan, die enigste 100% swart plaas besit in Franshoek Vallei. So jy is die enigste swart persoon wat 100% 'n wynplaas besit in die Franshoek Vallei. Hou jy van daai etiket? Hou jy nie van daai etiket nie? Voel jy dit is 'n positiewe of 'n negatiewe ding, of is dit maar net een van daai statistiek wat nou maar dit is wat dit is? Want dit voel vir my partykeer bietjie dis 'n swaar heerk om te dra. Ja, ek dink dit is indifferent as dit by dit kom. So dit maak nie saak. Dit maak nie vir my saak. Maar baie geluk. Baie dankie, baie dankie. Ons sal graag wil hê dat meer diversiteit, of course, in enige industrie is diversiteit net 'n goeie ding. Ja. Want dan kry jy verskillende stories, dan kry jy weet, verskillende smake en verskillende restaurante, verskillende offerings. So. Dit versterk net eintlik 'n bedryf. Dit versterk net die bedryf. Maar vir my gaan dit gaan oor die experience. Dit gaan oor die wyn. Dit gaan oor hoe jy voel as jy uit klein goeder uitstap. Vir my is dit baie belangrik dat mense voel hulle kuier by familie. Maar kwaliteit vir my was van die staanspoor af een van die goed waarvan ons baie seker was dat ons gaan premium wyne maak. En die wyne wat ons gaan maak gaan topklas wees. Ja. En dis hoekom ek na mense soos François uitgereik het en sê, kyk, ons het nie 'n kelder nie, jy het spasie, help ons om hierdie ding aan mekaar te sit. Ja. Hy spesialiseer eintlik 'n bietjie daarin. Hy doen dit vir verskillende mense. Ja, hy doen boutiquewyne. Hy het sy eie reeks, ek meen, is baie mooi. Baie mooi reeks. Blackwater wine, ja. Blackwater wine, great quality. Soos die Engels sê, we aligned very easily. En ek glo ons gaan nog 'n baie lang pad saam stap. En ek waardeer sy baie mooi boodskap. Dankie my vriend as jy luister. Ag moeder. Kom ons proe daai Shannon wat hy van gepraat het. Ja. Kan jy vir ons 'n bietjie skink daar as jy nie omgee nie? Kom ons drink 'n bietjie. Dis natuurlik die klein groene Shannon. Watter oesjaar is daai? Dis 'n 23 oesjaar. Goed. Is hy gehout? Is hy ongehout? Hy is gehout vir 10 maande in Franse hout, in Franse akkerhout. 10 maande Franse eik. Daar's hy. Kom ons kyk. Ja. Sjoe. Ons filosofie rondom ons wyn is dat baie min hout, dat die vrug moet by elke wyn moet die vrug deurkom. Ja. En dis hoekom ons hom net ligtelik hout. Maar as jy op die neus kan jy onmiddellik daai bietjie hout kry, maar dan die vrug kom sterk deur. Ek sê altyd, ek verwys altyd na die term elegant gehout.
Dit is wat dit gaan Correct. nie oor hout nie, dit gaan oor hoe jy die hout gebruik. Korrek. Wel, dit gaan oor die hout. Natuurlik gaan dit oor die kwaliteit hout ook, maar dit gaan oor hoe jy dit natuurlik gebruik. Ek hoor daar strukture wat opgerig word. So ons praat volgende bietjie oor die bou natuurlik, maar kom ons probeer daai Chardonnay van julle asseblief. Wat is jou gunsteling variëteit terloops, Paul? Wat geniet jy? Dis definitief die bubbles wat dit vir my baie spesiaal maak. Gewoonlik is toekennings gegee word, of dit nou die Veritas Awards is of enige ander toekennings, wyntoekennings. Is dit altyd die wynmaker en die plaaseienaar wat die erkenning kry. Ja. Dis maar baie min wat die plaaswerker wat nou in hierdie hitte besig is om te seier of oes. Ja. Dis baie min dat daai mense die erkenning kry. En met die vernoeming van ons vonkelwyn het ons gesê ons gaan dit noem na my maat. En alle plaaswerkers en ook net ma's of moeders oor die algemeen. Want Martelies, as jy kyk na jou familie, gaan jy 'n Oma kry. Ja. Soms is dit jou ouma se storie. Dis jou ma se storie. En baie keer is dit op jou skouers om 'n Oma te wees. En wat 'n Oma vir ons is iemand wat 'n visie het, maar wat 'n beter lewe soek vir ander. Iemand wat bereid is om te sê dat ek gaan alle opofferings doen sodat iemand anders 'n beter lewe kan kry as wat ek het. Ek gaan nie die voordele, die vrugte pluk nie, letterlik. Iemand het gesê jy plant 'n boom onder wie se skade weer anders gaan sit. Ja. Ja, generasies na jou. Nou as jy kyk na die boere in die vallei of enige boere, sal jy kry dat daar as baie boere wat deur daai proses moes gaan sodat generasies na hulle 'n beter kan staan om sukses te behaal. Hoe het dit gevoel daai oomblik toe jy nou sit met hierdie bewys dat jy die eienaar is van hierdie plaas in jou hand? Daai oomblik, ek meen jy droom al daarvan vandat jy tiener is. Jy het hard gewerk, jy het alles weggesit. Dankie vir die energie, want ek dink dit het nou soos Frans gesê vir jou baie gehelp. Hier sit jy nou, jy's nou die eienaar. Dan moes 'n oomblik gewees het dat jy gedink het, ek het nie gedink ek gaan ooit hier uitkom nie, of ek het geweet ek gaan altyd hier uitkom, maar net 'n oomblik geneem om dit te absorbeer en dit te verwerk. Ja, baie emosioneel, maar ook baie bang. Want dit is jou laaste sent wat jy in hierdie ding gooi. En jy moet dit laat werk. En dit is gemengde gevoelens. Ja. Maar ook ons was baie opgewonde dat dit is hier. It's now happening. En toe gebeur COVID. O, ja. Jene is verskriklik, nee. Dit is al verskriklik. Wat 'n ongelukkige posisie is daai nou nie. Ja, ons het die plaas gekoop in 2019. Ek dink ons het geteken in September. En binne 6 maande toe gaan ons in lockdown. Ja, moet jy. En jy vra vir jouself, wat het ek my nou ingelaat? Ja. Maar ek dink soms as jy weet dat dit is dit vir jou. You are all in. Dan moet jy daarvan 'n sukses maak. Dis hoekom ek altyd sê dat daar is baie projekte wat die regering het om opkomende boere te help. Maar ek sê altyd dat die ou wat sy eie geld ingesit het, gaan sukses behaal. Daar's dit, né? Ja, die ou wat sy eie geld ingesit het, hy gaan 3 uur opstaan om te gaan kyk of die besproeiing gewerk het. Arme Paul. Ja. Paul, ek het die lieflike Chardonnay geproe. Ek het nou die Shiraz hier in my glas en lieflike produk. Ons het nog 'n Cabernet en dan julle soetwyn, kan ek maar sê. Ja. Natural sweet wine. Dis 'n soetwyn. Wat julle daarso het wat ons gaan proe.
Kom ons praat bietjie oor die toekoms asseblief. So soos ek sê, ek sien strukture is daar opgerig. Ja. Wat lê voor vir Klein Goederust? Ja, ons het heavily invest in 'n kelder. Ons wil baie van ons kliënte is mense wat van ander provinsies afkom, mense wat van ander lande afkom, mense wat nie die wynproses verstaan nie, mense wat wil leer oor wyn. En dit is vir ons baie belangrik dat die volle ervaring op Klein Goederust geskep word. Ja. Die tweede ding is iets waarop ons baie obsessed is en dit is kwaliteit. Ons wil graag, jy weet, alles op die plaas doen, ons oog op dit hou en verbeter die hele tyd. En die kelder is vir ons baie belangrik. So ons het 'n baie mooi gebou wat ons nou amper klaar is. Ek dink ons maak die 5de Desember maak ons oop. Sy perfekte tydsberekening. Perfekte, ons werk 24/7 Sure. om die deadline te maak. Dankie dat jy hier is dan ook. Nee, dis vir my baie gekom het. Dis vir my baie belangrik dat ons, jy weet, kom kuier hier by jou, bietjie wyn drink. Hierdie Shiraz het terloops so pragtig oopgemaak, né? Hy het baie mooi opgemaak. Pragtig. Ek drink nou nie alles die hele, ek wil nou net sê ek ongelukkig het ek nou al hier my versnit gemaak van Chenin Blanc en Chardonnay en nou Shiraz en dan het ons nog die Cabernet die soet om te proe. De Martelis. Ja nee, ek is jammer Paul, dis vir my baie swaar hoor om wyn weg te gooi. Dit is nie hoe mense dit moet doen nie. Ek het 'n laaste paar vrae vir jou, dis sommer 'n bietjie pret. Terwyl ons die laaste gaan jy vir ons gou die Cabernet inskink asseblief. Okay, reg so. En dan wil ek vir jou goue vraag vra. As jou persoonlikheid 'n wyn was, wat sou dit gewees het? Cab. As hy. Dis ons 'n cab. Dis presies wat ek gedink het. Ek wil jou 'n high five gee. Dit is presies op my gedagte die Cabernet. Ja. Okay, hoekom dink jy? Dit is 'n wyn wat hy's groot, hy's 'n vet wyn. En hy verouderd goed en dis die tipe wyn wat geduld nodig het. Ja. En ek glo ek het baie geduld. ek glo ek het baie geduld. Maar ja, dis die tipe wyn wat jy oor tyd 'n syf veronderstel om net beter te word. Dit is al 21, so ja. Ek wil net sê nee, ek was nou op julle webblad terwyl ek met jou praat en ek wil vir my 'n kaart skep. En gaan koop, maar ek sien nou nie dat ek dit daar kan bestel hier, so mense nou maar direk na julle toe kom vir eers, maar ons kan nou hier daar gesels. Die volgende vraag is, lewend of dood, enige persoon in die wêreld, lewend of dood wat jy 'n glas wyn mee sal drink? Madiba. Enigiemand, Madiba. Hy het moes ook gehou van 'n wyntjie so tussendeur. Hy het gehou van 'n wyntjie, maar hy het geglo in 'n beter Suid-Afrika vir almal. Hy het geglo dat hy het geglo in die goedheid van mens en dit is nogal ja. Hy's 'n optimist en ek dink een van sy mees bekendste goed wat hy gesê het is dat it always seems impossible until it's done. Al daar's dit. Ja. En ek dink dit is nogal vir my iets wat ek nastrewe. Wat inspireer, né? Is baie inspirerend. Goed. Beste wyn wat jy nog ooit gedrink het, maar mag jou eie wyn wees nie. Gunsteling wyn van alle tye. Die Chenin van Ken Forrester. Goed, die FMC? Die FMC. Ja, ek het hom nou die dag geproe. Vaderland. Ek weet nie hoe Ken dit doen nie, maar daardie wyn is vir my. Ja. Het staan vir my uit. Sean Matthijsse is die ou wat moes eintlik sy hand op van daai wyn het. Och, ek sal graag daai man se blad. Harde werk daai. Vreemdste plek wat jy 'n wyn gedrink het, 'n glas wyn. Vreemdste plek sal wees in Indië. Daar's 'n groot wynkultuur. Ek wil nog net seker dat hulle drink wyn nie. En ek was verbaas om naby die Taj Mahal lekker wyn te ontdek. En die wyn het gekom van New Zealand. Okay, goed. Ja. Dis 'n interessante plek. Ja. En dan net laastens, wat gaan ek vir jou vra? Goed, kom ons praat 'n bietjie kos. Jou gunsteling kos pairing. So
sê maar 'n Cabernet met 'n potjie of 'n ek weet nie wat se of jy oesters met 'n Sauvignon, wat is jou gunsteling Ja, kos? die lam op Vertrou, spit by ja. Klein Goederust met ons Shiraz. Daar's sy. Ja. Die lam op spit is Sjoe. vir ons 'n groot ding, ons maak hom met hout. Dit is elke Saterdag en Sondag. Jy sien dit van die kant as jy ry in Franshoek aan jou linkerkant, né? Ja, Dan dat- sien jy vir hom en hulle sê baie duidelik daar spit. Yes, Okay. yes. En deesdae kan jy die rookies sien daar deur ons ja. vuurmaakplek deurkom en dit is Oh. vir ons dis is 'n plesier om mense te sien net die kos geniet. Ons restaurant het ons besluit ons gaan dit heeltemal anders doen. Ons gaan nie fine dining doen nie, ons gaan nie Franse kos doen nie, ons gaan nie Italiaans doen nie. Ons gaan Suid-Afrikaanse kos doen. So dit is 'n buffet en ons braai hoender Ooh. en ons het 2 lamme elke dag op 'n Saterdag en op 'n Sondag. Roosterbrood, die curryvis is ook 'n gunsteling. Die soetpatat, dis net is 'n fees. Okay, wel ek Is gaan 'n fees kom. in ons tuine. Ek gaan my lys maak en kom en net kom wyn koop en lam. Daai Shiraz sal lekker sny deur daai vet. Ja, Okay. presies. Ag, Paul, baie dankie. Jy het nou soveel moeite gedoen. Ek en jy gaan die soet nou sommer van lig af proe want ons tyd is bietjie, maar as jy vir ons kan skink kan ons hom dalk nog so 'n bietjie ryk. Ek moet sê ek is 'n Cabernet dame. Ja. Dit bly, ek meen kyk, jy kan enige wyn vir my voorsit en ek is 'n gelukkige mens. Maar op die ou end, selfs in die middel van die somer kan jy my gelukkig maak met 'n Cabernet. So die Cabernet is nou die MCC en die Cabernet. Daai twee is daai nou twee vir my ook. dis baie lekker. Gesondheid. Gesondheid. Baie dankie vir alles. Dat ek jou liewer met die regte glas hier so met die kleintjie. As hy mooiste glasies. Paul, baie sterkte. Mag julle geweldig ondersteun word. Goeie wyn. Ek kan nie wag om daar te kom eet nie. En wat 'n storie om vir enige iemand wat dink dit kan nie gedoen word nie. Dit is nou die storie wat jy moet luister. Vir besigheid, vir enige droom wat jy het. En ek wens regtig ek kon van hom ontmoet het. Ek is nou baie spyt dat ek nie vroeër daarin gekom het en nou dalk daar ontmoet het nie. Sou graag met daar wou praat. Jy weet, om te vra, hoe voel dit dat waar jy vandaan kom en jou seun tans is? Dit moet net 'n fenominale ervaring wees. Gelukkig was hy daar om dit te sien. Jammer vir julle verlies, maar baie dankie. Sterkte met die bou en die deurdruk en mag dit 'n goeie seisoen vir julle wees. Verskriklik dankie my vriend. Dit is my Gesondheid. baie lekker om hier te wees en kom kuier graag. Baie dankie. En jy wil hierdie soetwyn ruik. Die neus is net pragtig. Baie dankie. Dit Semillon uit. Goed, is dit wat okay, want ek gehoor van die Semillon. Ja. Lekker. Dit is nou die regte manier om sake af te sluit en daarna nog 'n slukkie Cabernet. Ja, definitief. Baie dankie Marlies. Weereens baie dankie aan my gas Paul Seguka van Klein Goederust met daai inspirasie vandag. Heerlike wyne. Ek sluit af met die wynfeit vir hierdie week. Antieke China, wat vermoedelik so vroeg as 7000 voor Christus bestaan het die eerste bewyse van 'n gefermenteerde drankie gemaak van druiwe en rys wat met wyn verband hou. Dit is vandag se wynfeit. Volgende week weer terug vir 'n splinternuwe episode en onthou gesels met my oor jou liefde vir wyn, watter wyn jy die afgelope tyd geniet het en dalk wyn vra. Brink by rsg.co.za. Totsiens tot volgende week se Die Reine Wynheid.